Ek het 'n spesifieke herinnering aan 'n spesifieke waarheidskommissie sessie. Dit was 'n amnestie aansoek waar die mense wat vir amnestie aansoek gedoen het, die man se van was van Vuren en sy bynaam was die elektriesien. Hulle het aansoek gedoen vir 'n marteling van 'n aktivis wat hulle doodgemartel het langs 'n rivier met elektrisiteit. En ek onthou die persoon wat hulle doodgemartel het. En hulle dit vertel het voor hulle doodgemaak is, het hulle gevra of hulle Nkosi Sikelel kan sing. En jy kan nie hierdie stories hoor en nie 'n ander mens daar uitstap nie. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels Land en Sand. Anneliese Burgess, veteraanjoernalis, redakteur van die aanlyn publikasie Binneland, skrywer van nie-fiksieboeke onder meer 'n politieke memoir wat een van die dae verskyn oor Rolf Meyer, waaroor ons nou sal gesels. Baie dankie dat jy tyd ingeruim het om Land en Sand te gesels en welkom by RSG. Ja, dis lekker om hier te wees. Anneliese, oor 'n maand of wat in Oktober verskyn 'n boek wat jy help skryf het. Dis 'n politieke memoir van Rolf Meyer. En toe die boek beplan is, dink ek nie, was die ambassadeurspos al op die kaart en so is dit 'n goeie meevaller. Ja, toe ons die boek begin skryf het, seker 'n jaar of 'n bietjie meer gelede, was dit nog glad nie op die kaarte nie. En was dit net 'n baie interessante boek, want Rolf het 'n ontsettend interessante lewe gehad en 'n baie interessante boek ook op 'n geskiedkundige vlak, in terme van ons land. So ek het aanvanklik nee gesê, want dit het vir my gevoel na so 'n groot boek om te skryf, en toe uiteindelik het ek ja gesê, en ek is baie bly ek het ja gesê, want dit was 'n geweldige, leersame en lekker boek om te skryf, want dit bring twee goed vir my bymekaar. Ek is 'n storieverteller, maar ek is ook mal oor geskiedenis en politiek. So dit was 'n baie lekker boek om te skryf, en jy het reg gesê, dis 'n politieke memoir. So dis nie 'n tipiese biografie nie, dis nie 'n geskiedkundige biografie nie, dis op 'n baie ander manier geskryf. Dit is as 'n storie vertel. Soos ek skryf anders as ander mense, en dit was vir my verskriklik lekker om dit te doen. Anneliese, het jy soort van nuwe insigte gekry wat jou bygeval het? Wat vir my interessant was aan die hele verhaal van Rolf se lewe, maar ook die oorgang van Suid-Afrika. Ek het daai oorgang meegemaak, ek is oud genoeg om dit meegemaak te hê, maar ek was jonk, ek was 'n student en ek was 'n lefty en ek was betrokke in studentepolitiek. So dit was 'n verskriklike lekker gesprek ook op daai vlak. Want ek en Rolf kom in terme van waar ons vandaan kom, uit verskillende politieke tradisies. So dit was 'n gesprek op daai vlak, maar dit was ook 'n gesprek tussen twee generasies. Ek bedoel, ons kom van verskillende generasies. Maar wat ek weer besef het, was wat 'n ongelooflike miracle Suid-Afrika se transisie na demokrasie was. En ek weet, daar is sekere dele van ons gemeenskap, ek praat van die Afrikaanse gemeenskap, wat daarvan hou om kritiek uit te spreek oor die transisie, maar ek raak baie kwaad daaroor, want ons besef nie hoe gelukkig ons is, dat ons mense gehad het, soos Rolf en ander mense en Cyril, wat het moontlik gemaak het vir ons om te weet waar ons is. Ons is in 'n imperfect democracy natuurlik, maar die Vader weet, dit kom baie skeef geloop het, en dit bly vir my 'n absolute wonderwerk. En om iemand te hê wat vir my daai storie vertel het, die agtergrond, die klein stories, die tye waar hulle nie van veronderstel was om te praat nie, maar wel gepraat het. Dit is 'n geweldige lekker storie, maar dit is ook 'n ongelooflike storie waaroor ons moet dankbaar wees, dink ek. Jy het nou so vinnig daaraan geraak oor, jy weet, sekere konservatiewe Afrikaners of wit mense in Suid-Afrika wat nou nie baie van Rolf hou nie, maar hoe was jou ervaring van Rolf? Ek neem aan julle het redelik gereeld gepraat. Ja, ons het baie tyd met mekaar spandeer. Ons het onder andere teruggegaan na waar hy groot geword het, in Karedo, in die Lang Kloof, wat een van my gunsteling plekke op aarde is.
En ons het baie tyd met mekaar saam spandeer. Ek bedoel, dis Rolf se storie wat hy aan my vertel het en wat ek geskryf het. So dis nie my storie nie. Ek is maar net die persoon wat dit geskryf het. Maar ek was so beïndruk met Rolf se manier om te kyk na die geskiedenis in 'n holistiese manier. En ek bedoel, ek kan ook nie veel sê nie, want soos ek sê, dis nie my storie en dis Rolf se storie, maar as ek nou dink aan hom wat ambassadeur is, ek kan nie dink aan 'n beter persoon nie. Net in terme van die meganismes wat gebruik is vir ons oorgang. Daar is net persoon wat beter toegerus is om in 'n situasie soos Washington en ons verhouding met Washington, Suid-Afrika se verhouding met Washington, te gaan woeker nie. As enige iemand kan regkry om daai verhouding beter te maak, dan is dit Rolf Meyer. As ek reg gelees het in Binneland waarvan jy die redakteur is, ons gaan nou 'n bietjie meer oor Binneland gesels ook, maar is daar 'n ander boek ook waaraan jy werk? Mag jy al iets daaroor sê? Die lesers van Binneland weet al oor die boek. Ek skryf nou al jare oor die bloody boek wat ek nie klaar kry nie. Ek noem dit 'n memoir wat nie eintlik 'n memoir is nie, want my lewe dink ek nie is interessant genoeg om 'n memoir daaroor te skryf nie, maar breedweg is dit 'n storie oor liefde en landskap en verlies. En I suppose op 'n sekere manier is dit een van daai tradisionele kind of midlife memoirs waar jy skryf oor hierdie transisie wat in jou lewe plaasvind en wat eintlik net 'n verrassing is vir jouself. Want jy dink, jy weet ek het 50 geword en ek het gedink ek is geheel en al cool vas. Ek het gewonder waaroor gaan hierdie midlife krisis waaroor mense praat. Ek gedink gaan nie met my gebeur nie. En ek wil dit nie 'n krisis noem nie, want ek dink dit is ook 'n verkeerde manier om daarna te kyk, maar ek dink almal wat deur in daai dekade, dis as jy 50 word, tussen 50 en 60, dis 'n ongelooflike ryk tyd van jou lewe, maar dit is ook 'n tyd waar daar baie verandering plaasvind. En wat my laat dink het oor hierdie goed, is dat albei my ouers het baie siek geword en ek het hulle opgepas vir 'n lang tyd. En hulle is toe kort na mekaar dood en dit was baie traumatiese ervaring vir my. Dit is nie 'n buitengewone ervaring nie, dit is nie buitengewoon traumaties nie. Elke persoon wat 'n ouer het, sal daardeur gaan. Maar dit het vir my ek wil amper sê dit het my lewe verryk, want ek moes ewe skielik begin dink oor hierdie goed. Ek het 'n huwelik gehad wat uitmekaar uitgeval het, my kind uit die huis verlaat. En hierdie is alles stories wat glad nie buitengewoon is nie. Dit is temas van die lewe. So ek skryf nou al 'n lang ruk daaroor aan, seker 5 jaar gelede begin, en toe die Rolf projek opkom, toe moes ek dit nou 'n bietjie op sy skuif, maar ek is oor 6 dae klaar met die vertaling van Rolf se memoir. Ek het hom in Engels geskryf en nou vertaal in Afrikaans. En dan sal ek weer aandag gee aan hierdie boek. En ek dink dit is 'n moeilike boek om te skryf, maar ek hoop mense lees dit. Ek kan verseker nie wag om dit te lees nie. Jou briewe in Binneland elke Sondag is absoluut fascinerend. Ek wil nou jy's net so vlugtig oor Binneland praat, dan sal ons later bietjie meer daaroor praat, maar waar het die idee vandaan gekom en ook die naam? Ek neem aan dit was na Vrye Weekblad moes sluit, maar hoe het jy besluit op die formaat, die naam en so aan? So, toe dit duidelik word dat Vrye Weekblad nie gaan oorleef in daai gedaante nie, het my kop al in daai stadium 'n bietjie geskuif, want ek het agtergekom ek begin anders lees. Ek het agtergekom ek wil ander goed lees. Ek stel verskriklik belang in geskiedenis en ek stel verskriklik belang in politiek en ek doen my journalistiek is ernstige tipe current affairs journalistiek, maar ek het ander goed ek wou ander goed lees en ek het begin baie meer Substack briewe lees. En ek het besef dis eintlik wat ek wil skryf, maar ek dink ook as ek dit wil lees, dan dink ek daar gaan ander mense wees wat dit ook wil lees. So die gedagte van hierdie baie persoonlike gespreksbriewe waar jy direk met lesers praat, waar jy nie journalistiek pleeg nie, maar dis ook 'n manier, dis ook 'n tipe journalistiek. En ek wou toe nou 'n Afrikaanse Substack begin. En ek het gepraat met van my kollegas wat by Vrye Weekblad was, maar en wat ook wou deel word daarvan, en die naam is
ons het lank gedink, ons het aan baie name gedink, maar binneland is vir my, dit gaan oor ons binneland in terme van al hierdie groot temas waarvan ek gepraat het oor die lewe. So ons binneland, maar ook ons land, want ek dink daai twee goed vir my is die lewe. So dit gaan oor ons lewens in ons land en waarskynlik in ons land en in die wêreld, so politiek en geskiedenis en natuur en dinge oor die alledaagse lewe, maar ook hierdie interne temas. En ek dink binne plus land neem dit so half saam. Annelies, ons sal nou verder gesels oor binneland, maar jy's ook 'n profielskrywer vir News24 en ek was so bly toe hulle uiteindelik vir jou gekry het, want ek het gedink hulle kort 'n goeie profielskrywer, want dit was 'n groot, volgens my 'n tekort in News24 se mondering. Maar geniet jy die profielskrywery vir News24 en waar kry mens tyd vir dit? Want profielonderhoude, anders as wat mense dink, dit verg baie werk. Ja, dit is nogal. Ek het nou die dag 'n profiel geskryf oor Bantu Holomisa en dit het my 19 ure geneem om dit te skryf en ek het agterna gedink, Vader, is daar nie 'n vinniger manier om hierdie goed te skryf nie, maar ek hou van profiele omdat profiele is 'n manier vir my om vrae te kan vra en om my eie nuuskierigheid te bevredig. Maar ek stel ook verskriklik belang in mense en ek stel verskriklik belang in hoe mense dink. En dit is vir my 'n helse voorreg om dit te kan doen. I mean, dit is die voorreg van journalistiek. You get to go to places that other people don't go. So, wel, eerstens is dit 'n oorlewing vir my, want dit is die werk wat vir my betaal en kos op die tafel sit, maar dit is vir my 'n ongelooflike vreugde. Ek sê altyd, die stres is om die mense te kry, want dit is altyd elke week begin met wie die week. Maar as ek eers aan die praat kom, ek het gisteraand gepraat met Luitenant-generaal Jan Skeepers, die nuwe provinsiale polisiekommissaris van Limpopo, en ek het hier gesit en ek het gedink, wat 'n voorreg is dit om met hierdie man te praat. Hy is so ongelooflik, hy het so interessante lewe. Hy het so 'n ongelooflike insig in sy provinsie. So dis vir my baie lekker om te doen, maar ja, dit vat baie tyd. Maar goeie journalistiek vat tyd en mens kan dit sien, dink ek. Ek dink mense kan sien as mense 'n resep het en hulle jaag vir alle profiel af. So dis nou maar net iets wat ek doen en ek hou baie daarvan. Anneliese, jy het groot geword op 'n plaas of op plase in die Noord-Oos-Kaap en dis een van my gunstelingstreke, ek kom net heeltemal te min daar. Maar vertel ons 'n bietjie van jou grootwordjare op die plase. Ek dink is naby Indwe. Ja, ek het 3 broers en my pa was 'n boer en ons het groot geword eers in 'n deel van die distrik wat later gevat is deur die regering vir wat hulle destyds genoem het konsolidasie van die Transkei. So ek het aanvanklik groot geword op 'n plaas met naam van Vergenoeg en ons het later het my pa die hele land vol gereis en gesoek vir 'n nuwe plaas en uiteindelik kon hy ook nie weg uit Indwe nie, want dis ook waar hy groot geword het. En ons het toe opgeëindig op 'n plaas met naam van Bannockburn wat net buite die dorp is. En ek is absoluut in wese 'n plattelandse plaaskind. En ek is verskriklik dankbaar dat my broer die boerdery oorgeneem het na my pa se ingaan en dat ek nog op Bannockburn kan kom en ek kom baie daar en dis ook deel van my, ek dink deel van wat ek skryf in my boek is hierdie ongelooflike voorreg wat ek gehad het dat my ouers se huis is nog net staan nog net so op Bannockburn. My broer bly nie daar nie. Daar's nie 'n broer of 'n skoonsister wat ingetrek het en my ma se voetspore weggesvee het nie. Dis my ma se huis, my ma se kombuis. Ek slaap in my ma se slaapkamer. En dit was 'n baie groot voorreg en bly vir my voorreg om daai deur oop te stoot as ek opry in die lading en ek stoot die deur oop en ek stap in my ma se kombuis in en ek maak vir my broer hulle kos en ek kan daar wees en ek voel my ouers daar en ek weet nie hoe mense deur daai transisie gaan. Ek dink baie daaraan. Mense wat deur die transisie gaan van hulle ouers verloor en dit is pak hulle klere op en gee dit vir 'n winkel om tweedehands te verkoop en dan beweeg jy aan en jy het nie die voorreg om te bly lewe in die voetspore van die mense wat weg is nie. So ek weet nie of dit jou vraag beantwoord nie.
Nee, want dit beantwoord dit baie goed. Jy het nou genoem van die konsolidasie. Grond is 'n kwessie in Suid-Afrika. Ek dink nog altyd is trouens Ja. dink ek wêreldwyd ons gaan nou 'n bietjie oor grond praat. Mm. Maar julle plaas is onteien daai tyd deur die regering. Mm. Dit's nou weer 'n kwessie met die onteieningswet wat in die hof is. Mm. Maar wat is jou herinneringe of kan jy onthou hoe het jy gevoel toe julle plaas onteien was en julle moes, ek dink binne 6 maande trek? Ja. Ek onthou ek dink ek het al daaroor geskryf in een van my briewe. Ek het hierdie baie emotiewe herinnering aan die dag toe die mense met die amptenare daar aangekom het en ek onthou ons het so deur die venster van die sitkamer gekyk en daar kom hierdie twee manne in hulle pakke en hulle aktetasse en hulle gaan sit voor in die sitkamer by my maale en ons mag nie geluister het nie, maar ons het geweet dit is nou daar was altyd hierdie hoop dit gaan nie gebeur nie. En daai dag het my pa gesê dit gaan gebeur. Dit was baie weird. Jy weet, my pa het 'n klomp plase gehad, kleinerige plase, maar die hele kloof op. Daar was Diepkloof en Olivierskloof en ons plaas en daar was Helmond en Ednam. Dit was klein plasies, alles plase wat vir wit mense gegee is na die oorlog. So dit was klein plase. Maar ons het so 'n ryk lewe gehad daar. My pa was 'n redelike groot boer en dit het alles tot 'n einde gekom. Ek onthou hoe ons my maale alles weggery het na die nuwe plaas toe en toe op 'n dag is ons net weg van ver genoeg. En die amptenare, dit was goeie amptenare. Die huise moes absoluut in perfekte orde gelaat word. Daar moes 'n stoof bly. Die badkamers, alles moes intact agtergelaat gewees het. En ons het paar keer in die dekades daarna het ons teruggegaan ver genoeg toe en ons het gaan piknik hou in die rivier en elke keer as ons daar gekom het, was daar bietjie meer van die huis weg en daar is vandag net 'n ruïne wat daar staan. En ek het so 'n foto van my oupa wat ek geneem het op een van die laaste besoeke wat ons daar gehad het en ek het dit so deur 'n gebroke venster geneem en my oupa staan daar en ek kan so op sy gesig sien. Hy staan en daar's 'n verwarring oor how did this happen. Maar ek moet sê, dit was onteiening, maar dit was onteiening met vergoeding en dit was nie asof ons die grond verloor het en my pa nie 'n nuwe plaas kon koop nie. So ja, ek dink dit was my pa het agterna vir my gesê dit was vir hom baie traumaties en he never hy het vir my gesê in Engels I never came back from that. So ek dink hy het dit waarskynlik op 'n ander manier ervaar as wat ek het. Ek was 16. So ek het baie goeie herinnering daaraan, maar ek dink nie ek het op dieselfde manier daai verlies ervaar nie. Was dit 1983 gewees? Dis 43 jaar terug. Ja, ek dink ja, dit behoort daai tyd te gewees het. Ja, 83. Ja, ek dink jy's reg. 83, 84 dink ek. Maar daar's 'n ander storie, jy weet, ek praat oor my pa se verlies en die trauma daarvan in 'n baie snaakse kinkel in die Kabel. Is die plaas wat ons toe nou gekoop het, Bannockburn, het my pa gekoop by 'n ander boer wat op die Kuba vlak sy plaas onteien is. En daai boer, wat 'n baie goeie vriend van my pa was, kon glad dit nie hanteer nie en hy het homself gaan skiet in sy mielielande. Want hy kon net eenvoudig nie daai transition maak van weggaan van die vlak af nie. So daar was baie sad en traumatiese stories wat ook verbonde is aan hierdie. En dit is so interessant, ek is 'n paar keer nou al terug soontoe en dat niks gebeur nie. Dit is hierdie ongelooflike groot deel van die distrik waar niks aangaan nie. Dit lê net soos wat jy sê 43 jaar, lê dit nog net so daar. Jy het nou gepraat van die emosie van grond. Ek dink dit is 'n universele ding wêreldwyd of dit daar nou onteiening is of nie. Grond is 'n emosionele ding. Suid-Afrika en in Afrika het dit allerlei ander redes ook voor. Maar hoekom is grond so 'n emosionele ding? En vir jou ook, want jy skryf nogal dikwels as jy terug gaan plaas toe en skryf in jou briewe daaroor en so aan. Ek het al baie daaroor gedink en ek het ook al baie met byvoorbeeld my goeie vriend Max de Pre daaroor gepraat want Max het 'n klein plaasie gehad in Rosendal en moes die plaas opgee toe nadat hy by die SAIK basically uitgegooi is en hy moes sy plaas verkoop en hy het ook 'n baie traumatiese ervaring van hierdie grond wat hy verloor het.
Ek weet nie of dit gaan oor grond nie en ek weet nie of dit gaan oor besit van grond nie. Ek dink dit gaan meer vir my in 'n geval oor landskap. Ek hoef nie Bannockburn te kan gaan en te weet dit is nog in my familie vir my om nie te voel wat ek voel nie. 'n Bannockburn kon aan iemand anders behoort het en dit sou vir my baie sad wees, maar daai landskap van die Noord-Oos-Kaap is iets wat kan dit nie verduidelik nie. Dit voel net vir my as if it completes me. Baie keer as ek deur die voorek van Bannockburn ry en ouer ek word, hoe meer soek ek 'n woorde om dit te verduidelik. Dit voel vir my asof iets in my, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is in hierdie oomblik nie, but it feels as if I'm complete, as completed, as voel asof daar 'n legkaart is waar daar stukke is wat weg is en as ek op in daai landskap inry, asof daai legkaart in mekaar kom. So ek weet nie of dit is om grond te besit nie. Ek dink nie dit is dit nie. Ek dink dis landskap. Jy het daarvan gepraat. Jy sê daai deel van die wêreld spreek ook tot jou. Ek het nou die dag toe ek het nou afgery Kaap toe want ek wil 3 maande hier in die Kaap bly en toe ek so deur die Oeverberg ry nou die dag, was daar daai selfde gevoel wat ek gekry het. Die bloekombome langs die pad en die geel velde en die groen van die Oeverberg. En ek het so half emosioneel gevoel en ek het besef dis ook 'n landskap wat tot my spreek omdat ek vir baie lank gebly het en ek het steeds 'n huis in Pringle Bay. So dit is landskap dink ek meer as grond. Dit is geweldig interessant dat jy nou sê landskap, want letterlik my volgende vraag wat ek het is die invloed van die landskap in die Noord-Oos-Kaap. Jy het nou gepraat van die bloekombome, die enorme berge wat daar is. Hoe dit jou beïnvloed as 'n kind en nou nog beïnvloed en hoe jy voel en dink? So Indwe is 'n baie interessante deel, is die kleinste distrik in Suid-Afrika. By the way, na die konsolidasie, daar's baie min oor in terme van die boerdery distrik is baie klein. Ek het nou gepraat oor die gevoel wat ek het oor landskap. Die Karoo is ook 'n ding wat met my praat, want Indwe en waar ons bly is so half op die lip van die Karoo en ek het my hele lewe lank deur daai landskap gery ook. Maar ek dink dit gaan vir my in terme van my gevoel oor die Oos-Kaap is landskap. Ek dink dit is baie belangrik, maar daar's iets aan die Oos-Kaap. Iets aan die mense van die Oos-Kaap, iets aan die kombinasie van taal en landskap en 'n sensibility van Oos-Kaapse mense wat ek ken miskien nie die noorde van die land so goed soos wat ek die Oos-Kaap ken nie, maar daar's iets spesiaal vir my aan die landskap en die mense van die Oos-Kaap. En dit gaan oor en dis frontier country, dit is 'n plek waar baie oorloë geveg is en tog is daar 'n manier van saamleef in die Oos-Kaap wat ek nie ken op 'n ander plek nie. Baie wit mense praat die taal, die inneem praat Xhosa en daar is 'n give and take. Ek weet nie of dit kom uit die bloed van die frontier nie. Maar daar is net eenvoudig nie 'n ander plek nie en ek voel dit so fisies as ek teruggaan, die klanke van hoe mense praat, die manier hoe mense met mekaar omgang is vir my deel van daai landskap. Ek weet nie, ek het nog nooit eintlik hieroor gepraat nie, so ek praat miskien 'n bietjie de mekaar, so ek probeer so half my weg vind terwyl ons daaroor praat. Ek dink daar's 'n Griekse geograaf Strabo wat gesê het geography is destiny en mens sien dit as ek ook in die Oos-Kaap kom en soos jy sê 'n frontier country, dit is ongelooflik die mense en hoe dit mens breidel eintlik jou omgewing en die landskap. Jy weet die dorp waar ek groot geword het. Ons was in 'n baie klein skool daar en die dorp na die konsolidasie, dit is nou 'n dorpie van die Oos-Kaap. Daar's bitter min wit mense wat daar bly. Daar's nie eintlik 'n vreeslike groot boerderygemeenskap nie. It's a little Transkei town en dit voel vir my so perfek en so korrek. It's gone back to what it needs to be. Dit maak my soms hartseer om te sien, nou die dag ry ek en my broer in die dorp en bo by die ou waar die stasie was, is daar sulke ongelooflike bloekombome. Nou ek weet bloekombome is nie inheems nie en mense is nie veronderstel om van hulle te hou nie, maar ek is
mal oor bloekombome. En dan is dit die bome wat hulle moet baie ver oor 100 jaar wees en hulle is almal afgekap. En dit freak my uit. Maar in terme van daai dorpie, dis so anders as die dorpie waarin ek groot geword het, maar dit voel vir my perfek. Anneliese, julle gesin is eintlik Engels en ek dink dit was jou oupa Grootjie wat uit Ierland uitgekom. Ek dink hy het skoene gemaak of iets vir Cuthberts in Ierland. En hy het toe nou Oos-Kaap toe gekom en Indo het toe gekom en daar 'n Ja. bestaan uitgekap. So ja, dis baie interessant. Dit is interessant dat ek so lief is vir Afrikaans, maar ons het nie Afrikaans in die huis gepraat nie. Ons het Engels gepraat en my ma was Duits. So ons is 'n Engelssprekende familie. Ons het geword in Engels gepraat. En my oupa Grootjie, W.I. Burgess, het van Ierland af gekom en soos jy sê, jy weet meer van my geskiedenis as wat ek weet, het uit vir die Cuthbert Shoe Company uitgekom hiernatoe en toe het hy op 'n ompad het hy op Inweg geëindig en hy het begin uit 'n winkel oopgemaak. En ons is nou in W.I. Burgess & Son. My oupa het dit oorgeneem en toe later het my ma ook 'n winkel gehad. So ons is ook 'n trading family. Ons het winkels gehad en die Burgess het nog altyd 'n winkel gehad op die dorp. En ja, my ouma was Afrikaans en my ouma was 'n baie groot invloed in my lewe. Sy was van der Walt en ek dink dis miskien waar my liefde vir Afrikaans vandaan kom. Maar ook, ek dink, omdat ons in 'n skool was, wat dubbel medium was, maar ek en my broers was die enigste Engels sprekende kinders daar, so ons het maar Afrikaans groot geword. Kom ons gesels oor jou ouers, eers oor jou ma. Wat is van jou vroegste herinneringe van jou ma? My ma was Duits, en my ma was in 'n sekere sin 'n vlugteling van Duitsland. Nee, sy het nie gevlug omdat sy moes vlug nie, sy het gevlug van Duitsland en gevlug van die naoorlogse deprivation van Duitsland. En het hiernatoe gekom, ek kon nie 'n woord Engels praat nie, het my pa ontmoet en hulle is ek dink binne 3 maande was hulle getroud. En my ma was 'n frontierswoman. I mean, sy het van Duitsland af gekom, geëindig op 'n plaas aan die einde van 'n lang pad bo 'n kloof waar daar nie water was nie. En my ma was die perfekte boervrou. Sy het seep gekook en sy het tuin gemaak en sy het geleer slag. En sy was net eenvoudig, my pa was baie gelukkig om haar te gehad het. Maar my ma was ook nie konvensioneel nie. My ma was baie onkonvensioneel. Sy het nie regtig ingepas in daai boeregemeenskap in die sin van die taal of van enige geskiedenis nie. En ek dink my ouma Susie, was ook nog nie lekker met die Duitse vrou wat daar aangekom het nie. Ek dink sy sou verkies het as dit 'n goeie boeremeisie was of so. Maar my ma is so onkonvensionaliteit, dink ek, is wat ek onthou. My ma was 'n bietjie mal, maar op 'n goeie manier. En jou pa? Dis snaaks hoe mens dink oor jou ouers as hulle eers weg is, dan kom jy agter, dan kom jou verhouding met jou ouers so half in fokus. En ek is baie dankbaar, ek het die laaste jaar het my pa oor kan die pad van my gebly en het ek baie tyd met my pa kon spandeer en ek het kon tyd spandeer met hom terwyl hy besig was om letterlik sy brein te verloor. Maar ons het mekaar leer ken op 'n manier wat miskien nie sou gebeur het as ons nie saam deur daai verskriklike valley of the shadow of death geloop het nie. My pa was 'n geleerde man. Hy was 'n man wat baie gehou het van lees. Ons huis was 'n huis van boeke. My pa het klavier gespeel. In matriek was een van sy vakke was musiek. My pa het universiteit toe gegaan. Ek dink my pa was een van die baie min boere in daai distrik, moontlik waarskynlik die enigste een wat 'n tersiêre opleiding gehad het as in landbou. En my pa was 'n sagte persoon en ek dink die kombinasie van my pa wat so half 'n denkende, sagte persoon was en my ma wat hierdie onkonvensionele force of nature was iets wat ons gevorm het. I mean, mens word almal gevorm deur jou ouers, maar ek dink dit was nogal 'n
unieke kombinasie. Annelies, ek dink jy het een keer geskryf, mens word al meer soos jou ouers. Dink jy jy's meer soos jou pa of meer soos jou ma of 'n goeie kombinasie van die twee? Dis so, dis so aardig. My broer sê vir my, en dit is nou die afgelope paar jaar, my broers terg my, want hulle sê ek lyk al hoe meer na my ma. Ek loop met dieselfde boggelrug as my ma, en ek het die, ek begin al hoe meer lyk soos my ma my lyf. Ek dink ek is, ek dink, ek weet nie, ek dink ek is waarskynlik meer soos my pa, in die sin van, um, in die sin van 'n stiller mens as wat my ma was. My pa was 'n baie stil persoon, en my pa het gehou van sy eie company. Ek is baie gelukkig met myself en op my eie. En ek dink in daai sin is ek my pa, maar ek is my ma in die sin, ek kan nie glo hoe mense soos jou ouers word nie. Ek kan nie glo, as iemand van my 10 jaar gelede gesê het, ek sou 'n tuin wou hê, en dahlias plant, en groente plant, en vrugte in lê, sou ek gelag het. Ek bedoel, ek het nie daaraan belang gestel nie. Dit was vir my glad nie iets wat ek wou doen nie. En nou doen ek al daai dinge, en ek dink is maar seker maar ouderdom. Jy's die oudste kind en die enigste dogter, ek dink jy het 3 broers, en bring soort van 'n oudste kind, en as jy dogter is, ook sekere tipe van verantwoordelikheidsgevoel mee. Ek dink jy het al ook een keer geskryf, dit bring ook mee dat jy amper, ek wil nou nie sê fanaties nie, maar nogal erg onafhanklik is. Ja, ek het nog altyd probeer verstaan wat daai byna patologiese drang wat ek het om my eie ding te doen vandaan kom. Ek dink dit het baie te doen met 'n ouer kind wees, in die sin van dat jy van 'n baie jong ouderdom persoon is wat verantwoordelik is vir ander. Die ander kant daarvan is 'n drang om jou eie ding te kan doen. Maar daar is 'n ding, ek en my broer het vanoggend daaroor gepraat, want ons gaan nou ons is baie na aan mekaar, ek en my broers. En ek sê vir my broer, dit is so eienaardig, ons het nou 'n uitdaging in ons familie met een van my broers wat baie siek is. En ek sê vir my broer vanoggend, ek het iewers in die afgelope paar weke besef, ek is nou die hoof van hierdie familie. My ouers is nie meer daar nie, en iewers skielik is ek nou die persoon wat aan die hoof van hierdie familie staan. Natuurlik skouer aan skouer met my broers, maar ek voel die verantwoordelikheid van die familie. En ek dink, ek weet nie of daar 'n wetenskap is rondom hierdie goed nie, maar ek weet net as die oudste en die dogter, want mense word op 'n ander manier gesosialiseer, dink ek, is daai geweldige verantwoordelikheid wat mense voel vir 'n familie, nogal iets om te dra met tye. Annelise, jy het nou 2 keer, 3 keer al verwys na jou broers en gesê julle is baie na aan mekaar. Vertel ons van jou broers. Weet nou, die een is bekend want hy's 'n redakteur van Landbou Weekblad en Al Media 24 se landboupublikasies. Maar vertel ons van jou broers en julle verhouding. So ek het 3 broers. My broer Donovan is 'n argitek. Hy het die lughawe, in die Kaapse lughawe help ontwerp toe hy 'n jong argitek was. So ek sê altyd vir my dogter, as ons van daar vlieg, dan sê ek, your Uncle Donovan, this is his design. Maar Donovan het ook baie vroeg gevoel hy word teruggetrek, en is omtrent 20 jaar terug plaas toe. En hy is nou die boer op die plaas, en is hy the holder of the keeper of the burn, ons noem Bannockburn the burn, is the keeper of the burn. My broer Chris, wat dan na hom gekom het, is natuurlik soos jy gesê, die redakteur van Landbou Weekblad, en dan het ek 'n klein boetie, Michael. Hy is nie so klein nie, hy is nou 50, maar hy is nog steeds my klein boetie. Hy is ook 'n joernalis. Hy is 'n skrywer vir Farmers Weekly, so ons het 2 broers wat oor landbou sake skryf en 1 boer. En Michael is ook 'n ongelooflike historikus en is obsessief oor Oos-Kaapse geskiedenis, en ek en hy gaan nou wil nou 'n nuusbrief begin op Substack waar ons saam sal skryf oor geskiedenis en oor landskap. En
Ja, so dis my boeties, ons is almal ons is 3 joernaliste en 1 boer. Soos iemand een keer vir my gesê, ek dink my vriend Albertus van Wyk het gesê, hoe kon een familie so baie verkeerde besluite neem? Waar het jou soort politieke bewustheid en dalk 'n politieke maatskaplike bewustheid, waar het dit posgevat? Weet nie regtig nie. Ek bedoel ek is in 1987 Stellenbosch toe. Toe ek op Stellenbosch beland het, was ek 'n baie konservatiewe kind. Ek het groot geword in 'n wel, ek is 'n produk van Christelike hoër onderwys. En my pa my pa het altyd anders gedink. My pa was nooit, sy politiek was altyd left of center en my pa was 'n man wat baie met ons gepraat het. Ek het al geskryf oor hierdie gesprek wat ek met my pa gehad het een dag toe ons by die kraal sit en ek sit in die bakkie en ek maak die kabiehol van die bakkie oop en ek sien daar is patrone in die kabiehol. Ek weet nie of dit die regte Afrikaanse woord is nie. En my pa vertel vir my dit was in die 80's en hulle was natuurlik in die kommando en dit was net in daai hektiek tyd. I mean 1985 was die begin van waar dinge regtig begin hand uitdruk het in Suid-Afrika in terme van weerstand. En my pa het vir my vertel hy het as hulle moes gaan patrollie doen, want dit was in daai tyd iets wat die kommando het die polisie ondersteun, het hy die patrone uit sy magasyn gehaal want hy wou nie verantwoordelik wees daarvoor dat hy iemand moet skiet nie. En dit is nou nie exactly die grootste vorm van weerstand nie, want hy het nog steeds op die patrollie gegaan. Maar dit was die begin van 'n gesprek wat ek en my pa begin het oor politiek. En ek en my pa het baie politiek gepraat, my ma het gehaat. En toe ek Stellenbosch toe gegaan het, was ek baie konservatiewe kind. Ek was 'n produk van 'n klein skool in die middel van nêrens. En ons het wit groot geword, ons het 'n wit gemeenskap groot geword. Daar was nie 'n ander realiteit nie. Maar Stellenbosch in daai jare daar was 'n ek het net in daai tyd aangekom waar daar 'n baie groot resistance was. Dit was die tyd van die alternatiewe Afrikaners, laat ek nou maar sê, van en ek het betrokke geraak in politiek en ek was baie vinnig, het ek my plek gevind en ek het verstaan waaroor dit gaan en ek het nou maar deel geword van daai resistance politiek op Stellenbosch wat waarskynlik in die groter sin van Suid-Afrika maar baie vanilla was in die dit is nou nie exactly as ons bande gebrand het in die straat nie, maar dit was 'n baie intense tyd en ek het baie duidelik gevoel en verstaan hoekom ons moet opstaan teen apartheid. En ek dink mense studentelewe is 'n baie intense tyd van 'n mens se lewe en ek dink dit is maar waar dit vandaan kom. Dit was 'n ongelooflike kragtige vormingstyd in my lewe en dit het 100% my politiek gevorm. Jy het nou nog genoem jy was op skool in Indwe. Was jy hoofmeisie? Ja, ek was die hoofmeisie, maar ek was die hoofmeisie van oor 5 dink ek. Ek dink ons was 7 maybe in die klas en ek dink almal van ons was prefekte en ek is die hoofmeisie maar daar was 'n keuse van 3 dink ek. So dit was nie 'n verskriklike 'n geweldige wat sal mens sê achievement nie. My broers was ook almal hoofseun. Maar Christopher en Donovan was hoofseun, maar dan ons was klein, daai skool. Dit was elke jaar hierdie ding van gaan die skool oorleef want jy moet 51 kinders in die hoërskool wees vir die skool om 'n hoërskool te behou en daar was baie skole in die platteland wat deur hierdie proses gegaan het. Daar's kinders ingebring wat in die koshuis gebly het om die getalle op te hou, om die skool in die gang te hou. So ons was 'n piepklein skool. So die feit dat ek 'n hoofmeisie was is nou nie 'n verskriklike ding om oor huis toe te skryf nie. Wat 'n tipe kind was jy? Was jy 'n gehoorsame kind of was jy 'n rebel? Nee, ek was 'n verskriklike gatkruiper en 'n verskriklike voorbeeldige kind. Daar was absoluut niks rebels aan my nie. My broers het my so gehaat daaroor. Hulle het gesê jy is so jy gatkruip so by die onderwysers. Jy is so voorbeeldig. En daar was hierdie 'n terrible ervaring wat ek gehad het op skool. Ek was soos ek sê, ek was ook ek in my matriekjaar was dit ek dink was die 25ste viering van die Republiek, kan dit wees? Ja.
En daar was so 'n seremonie in die skool en ek het 'n toespraak gehou en ek was hoofmeisie en so. En in 'n stadium sal ek sê nou ons moet nou almal staan vir die speel van die vlaglied. En toe het my broers, dink ek het 'n baie groot rol gespeel, het hulle daar iewers die tyd gaan omruil en toe sit dit die vlaglied speel nie. Dit was een of ander geweldige skrikwekkende um musiek ding wat daar uitgekom het. En ek het gekollaps. Dit was vir my die ergste ding. En my broers het gesê ja, ons wil 'n bietjie vir jou 'n les leer. Die voorbeeldige besigheid is vir ons baie irriterend. So my broers, hulle was baie meer rebels as wat ek was, maar ek was nee, sadly to say, het my rebelsheid baie later eers begin. Dit is baie snaaks, maar jy is in 'n stadium Duitsland toe na jou tantes toe in Duitsland en dit het ook 'n invloed gehad, was dit na skool? Ja, so ek het nee, dit was actually na universiteit. Ek het baie Duitsland toe gegaan. My ma het ons baie so toe gestuur. My ma wou baie graag hê ek moet aanhou Duits praat, which I still do. En my ouma het in Duitsland gebly en al my neefs en niggies bly nog steeds daar. En ek het twee tantes gehad. Ek het 'n peettante gehad, Dietgard. Verskriklike naam, maar ek was so mal oor haar. Ek het iewers ook probeer om haar naam by te voeg by my naam toe ek op universiteit was. Ek het vir Dietgard en Almoed gehad, so ek my graad my graad op universiteit wat ek het sê Anneliese Dietgard Burgess. Ek het insist dis my naam, maar dit is glad nie my naam nie. Ek het dit anyway, so ek het eintlik 'n graad wat nie korrek is nie. Ja, so maar ek het twee tantes gehad, Almoed en Dietgard, en hulle was absoluut, hulle was radikale van feministe. Het albei hulle mans iewers uitgeskop en was baie close vriende en ek het by hulle opgeëindig en hulle het net so gekyk na my en gedink hier moet hulle nou baie vinnig iets doen want hierdie gejaan en Christelike meisie moet nou gefiks word. En ek moet sê hulle het 'n verskriklike groot invloed op my lewe gehad because ek het ewe skielik die wêreld gesien wat ek nie geken het nie. Hulle was verskriklik belese. My een tante, die Dietgard, was 'n puppeteer. Dis wat sy gedoen het. Sy het sprokies, sy was 'n spesialis in sprokies. So sy het gewerk met argetipes en sy het sprokies vertel en sy het sprokies opgevoer met poppe en wat sy self gebou het, so sy gemaak het. So sy was incredibly weird, maar wonderlik. En my tante Almoed was 'n persoon wat baie geweet het oor flieks en film. En ek het baie by hulle geleer. En ja, dit was baie vormende, dit was groot vormingsinvloed op my lewe, die twee tantes. Kom ons gesels oor Stellenbosch. Jy het gesê jy was redelik aktief op Stellenbosch, veral polities. Het jy dit geniet? Ek meen, jy het nou ook genoem, jy weet, terwyl jy studeer, is jy amper soos 'n spons. Dit is geweldig vormend. Ja, ek was absoluut mal oor daai tyd in Stellenbosch. Ek het Stellenbosch toe gegaan met 'n onderwysbeurs. Want dis al wat ons maar geken het, wat word jy, word onderwyser. En baie vinnig agtergekom is die laaste ding wat ek wil wees, alhoewel ek dink ek sou 'n goeie onderwyser gewees het. En begin skryf vir die matie en baie vinnig besef ek wil 'n joernalis wees, want dit was absoluut fantasties. Ek was 'n baie swak student. Ek het min klas bygewoon want ons was besig met politiek en ons was besig met optogte. En ek een van my vakke wat ek moes gehad het vir die graad vir die beurs was geskiedenis, maar ek kon nie my finale eksamen skryf in geskiedenis nie want daar was 'n roll call in die klas en ons was iewers besig om te marseer of iets te doen en ek kon nie my finale eksamen skryf nie. En needless to say, my pa was nou nie exactly dik van die lag nie, maar ek het toe nou 'n ekstra jaar gedoen op UCT. Ek het 4 hoofvakke, ek het 2 ekstra hoofvakke gaan doen op UCT. En dit het my kop geskuif, UCT, in vergelyking met Stellenbosch. Stellenbosch is belangrik in terme van mense wat ek ontmoet het en in terme van my kop wat geskuif het in terme van politiek en van die wêreld en so. Maar toe ek op UCT kom, dit was 'n heeltemal 'n ander manier van met studente omgaan. Dit was nie daai byna hoërskoolagtige manier van klasse loop
En dit was ewe skielik 'n universiteit waar mense verwag het jy moet jou brein regtig gebruik. En ek het 'n vak geneem met die naam van Economic History en ek het besef dat ek actually 'n brein het wat werk. En daar het ek begin agterkom dat ek miskien nie so dom is nie. En dit het my toe nou laat 'n honneurs doen op Stellenbosch in sosiologie wat vir my absoluut fantasties was. Hoekom is jy Stellenbosch toe? Jy het gesê jy het Engels groot geword in Stellenbosch, moes daai tyd seker Afrikaans oorwegend gewees het. Weet nie, ek het Engels groot geword, maar ek was op 'n baie skizofreniese manier was ek baie Afrikaans ook, omdat ons in die skool Afrikaans was. Ons het Afrikaans skool gegaan. So ek was totaal, ek is totaal tweetalig. Ek voel ek het 'n A gekry vir Afrikaans eerste taal, so in matriek. So ek voel heeltemal totalig. Ek kan en ons familie ook, ons skuif tussen tale as ons praat. Dit is jy weet ons het ook nog die Duits by. So daar was 'n rede eintlik om die waarheid te sê. Ek het in my matriekjaar was daar so 'n ding wat hulle genoem het die Burger Jeugleierskonferensie. En dan het hulle hoofmeisies en hoofseuns 50 van hulle dink ek gekies uit die hele uit die hele Wes-Kaap. En dit was nou die idee van hulle is nou die 50 mense wat hulle nou gaan voer in Stellenbosch in die nuwe generasie Afrikaner intelligentsia was die plan, dink ek. En so ek het ek was gekies vir die Burger Jeugleierskonferensie en dit was nou 'n groot ding vir ons skooltjie. En ek dink dit's maar daar almal wat daar was het is op 'n manier so half gepush. Maar ek dink my pa was op UCT en hy was baie ongelukkig op UCT en het in 'n stadium in sy lewe op 'n motorfiets geklim en Pretoria toe gery en gaan inskryf in Pretoria en daar sy graad gekry. So ek dink cultureel vind ek myself baie meer gemaklik in 'n Afrikaanse omgewing as in 'n Engelse omgewing. Ek voel nie Engels nie. Ek voel, om die waarheid te sê, baie nie Engels nie. Praat net Engels. Na universiteit, wat was jou eerste werk? Het jy dadelik by 'n koerant begin of waar? Terwyl ek op Stellenbosch was, toe ek nog 'n student was in my jaar van honneurs, het ek gewerk vir 'n klein projek met die naam van Ons Leer Mekaar. Dit was 'n klein tydskrif wat begin is deur 'n klomp ex-Stellenbosch lefties en dit was om vir nie-geletterde Afrikaans sprekende werkers 'n publikasie te maak wat hulle kon lees. So dit was om baie toeganklike goed te skryf oor jou regte en jy weet, daar was 'n Engelse weergawe daarvan met die naam van I can't even remember, maar dit was die Afrikaanse ene, so ek het daar begin om dit te doen. En daarvandaan het ek gaan werk by die Suid-Afrikaan wat ek weet nie of luisteraars eers sal weet wat dit was nie, maar dit was 'n joernaal, ook 'n Jake Scherwel en mense soos die was op die raad van hierdie tydskrif. Auntie Krog was my redakteur en daarna 'n man met die naam van Sandile Dekeni, 'n baie beroemde digter. So ek het daar gewerk vir 2 jaar en daarna het ek 'n aanbod gekry van RSG en RSG toe gegaan. Het jy toe nuus gedoen by RSG? Yes, ek het gewerk vir Monitor en Spectrum in daai jare. Ek kan nie onthou hoe lank ek daar was nie. Ek was seker 'n jaar of maybe bietjie lang, maybe 2, ek kan nie regtig onthou nie. En toe het ek gaan werk vir Max by die Waarheidskommissie, 'n spesiale program, die Truth Commission Special Report. En ek dink dit was omtrent so 2,5 jaar. Ek's verskriklik sleg met tyd. Ek kan nooit onthou hoe lank ek waar was nie. But ja, van Monitor het ek so toe gegaan. So was jy nooit by die oorspronklike Vrye Weekblad? Nee. My vriendin Pearlie Hubert wat 1 jaar maar ek moes nou die ekstra jaar gaan doen op UCT en my vriendin Pearlie wat my beste vriendin was op universiteit, sy het begin daar, maar ek het baie uitgehang met die mense van die oorspronklike Vrye Weekblad, maar ek het nooit daar gewerk nie.
Kom ons praat 'n bietjie oor jou tyd by die SAK spesifiek met die WVK. Dit is ook nou hierdie jaar 30 jaar sedert die WVK gestig is of sy werksaamhede begin het. Hoe was daai ervaring om die WVK te dek? Ek dink nie ons het besef wat dit aan ons gedoen het tot baie later, nê. Ek en Max praat van as ons ek en Max praat gereeld daaroor. Ek dink dit het my nogal 'n knou gegee in terme van 'n sielkundige knou gegee. Nie op 'n manier dat dit my wanfunksioneel gemaak het nie, maar ek sukkel nou nog om oor die waarheidskommissie te praat. Ek onthou baie min daarvan. Ek het stories gedoen wat ek geen herinnering dat ek dit gedoen het nie. Ek sien goed op YouTube en ek kan glad nie onthou dat ek daai storie gedoen het nie. Maar at the time, dit was 'n ongelooflike voorreg om dit te doen. Maar dit was ook, ek dink, ek raak verskriklik kwaad as mense begin met enige vorm van apologie probeer aanteken vir apartheid. Jy weet, as daar sekere dele van ons wit Afrikaner gemeenskap begin sê, maar jy het ja gestem in die verkiesing vir, weet jy, mos nou, raak ek so siedend kwaad, want as jy by die waarheidskommissie was en jy het gesien wat apartheid aan mense gedoen het, nie die sisteem van apartheid, dan durf jy nie luister na enige iemand wat dit sê nie. Ek het 'n spesifieke herinnering aan 'n spesifieke waarheidskommissie sessie. Dit was 'n amnestie aansoek waar die mense wat vir amnestie aansoek gedoen het, die man se naam was van Vuren en sy bynaam was die elektriesien. En hulle het aansoek gedoen vir 'n marteling van 'n aktivis wat hulle doodgemartel het langs 'n rivier met elektrisiteit. En ek onthou die persoon, die persoon wat hulle doodgemartel het en hulle dit vertel, het voor hulle doodgemaak is, het hulle gevra of hulle Nkosi Sikelel kan sing. En jy kan nie hierdie stories hoor en nie 'n ander mens daar uitstap nie. So ek dink die waarheidskommissie het my terwyl ek daaroor praat, wil ek huil. Suid-Afrika durf nie enige apologie aanteken oor dat dit nie so erg was nie, want dit was baie erg. Ek het nou die dag van Auntie Krog gevra want sy het ook vir die SAK radio die waarheids- en versoeningskommissie. Ja, Auntie was daar, ja. Auntie Samuel daai tyd. Ek het gevra of sy ooit die gevoel gekry het in daai verhore en in daai sessies van die WVK of die mense wat die oortreders is, wat sê nou maar vir amnestie en so goed het, dat hulle op 'n manier ook 'n slagoffer was, al is dit dan nou van die sisteem. Ja, ek dink almal was slagoffers. Ek dink, maar ek bedoel, om 'n slagoffer te wees beteken nie dat jy vrygespreek word van jou verantwoordelikheid nie. Niemand kan sê, Shame, ja, jy was 'n slagoffer, jy is in die sisteem ingetrek en jy het maar die sisteem gedien en jy het miskien nie gevra om die sisteem te dien nie, maar jy het. So, dit beteken, om te sê iemand was 'n slagoffer van 'n sisteem waaraan hulle deel geword het, beteken nie mens het nie verantwoordelikheid nie. Dit beteken nie ook nie mens sê iemand was evil en daarom skryf mens iemand af en hulle het nie reg op hulle verhaal nie. Maar mens kan eerlik wees oor wat gebeur het en selfs iemand wat 'n slagoffer was in die sin van gebreinspoel is om te glo hulle fight teen kommunisme of however mense dit vir hulle self daarvan vir hulle self sin gemaak het. Dit beteken nie mens kan terugkyk en sê daar's nie, mens kan nie vinger wys nie. Mens kan nie sê maar wat gebeur het was deeply boos en verkeerd nie. Na die WVK is jy saam met Max, dink ek, special assignment toe en het jy 'n special assignment en jy het op die ouend het jy 12 jaar by die SAIK gewerk, as ek reg het. Vertel ons bietjie van daai tyd van special assignment en die stories wat jy gedoen het, want ek dink dit moes 'n opwindende tyd gewees het binne die SAIK en binne die land uit die aard van die saak.
Dit was sonder twyfel die hoogtepunt van my journalistieke loopbaan. Dit was 'n ongelooflike tyd. Ons het daar was genoeg geld om wonderlike stories te kan doen. My eerste storie wat ek gedoen het was vir special assignment was die oorlog in Angola nog aan die gang. En ek onthou ek het uit Gwambo waar daar nog 'n volskaalse oorlog aan die gang was, het ek verslag gedoen. So daar was geld om stories te doen en ons het verskriklike vryheid gehad. En ons was 'n ongelooflike klomp lekker mense. Daar was Jacques Pau was ook by en Max was daar en 'n klomp ander baie lekker mense. En dit was baie opwindend en ek het baie geleer en ek het geleer om televisie te maak en dit was fantasties. En toe gebeur moes nou die ding van Max wat nou daar uitgedryf is en daar is geen ander manier om dit te sê nie. Max is absoluut uitgedryf en dit was baie traumatic ervaring vir Max, maar ook in terme dit was die begin van die einde van daai era by die SAIK wat 'n absolute wonderlike tydperk was vir televisiejournalistiek. En toe Max uit is, toe gaan special assignment aan en Jacques raak toe die hoof, Jacques Pau raak toe die hoof van die program. En ons het toe nou nog lank aangehou met special assignment en wonderlike stories gedoen. En toe raak ek die aanbieder van special assignment op in een of ander stadium, wat ook 'n baie interessante ding was om te doen en dit was so lekker nuwe ervaring en 'n nuwe skill om te leer. En toe maar toe raak dit te veel vir my. Ek dink ek het op 'n stadium net die SAIK was besig om ons in mekaar te val. En die beheer daar was baie eienaardige politieke beheer wat besig was om uitgeoefen te word. En dit het ek was moeg van week na week wat ek altyd sê die underbelly van die samelewing te probeer oop skrop in ons stories en ek het tyd nodig gehad om iets anders te doen. En dit was die regte tyd om te gaan. En ek is kort daarna is Jacques weg en Jessica Pitchford en 'n klomp ander mense. En die program het toe nou aangegaan en nog baie wonderlike dinge gedoen, maar dit was die einde van die era van daai ons generasie joernaliste. Het jy toe in die korporatiewe wêreld gaan werk of wat het jy daarna gedoen? En so direk na die SAIK is ek gevra om te kom werk vir 'n maatskappy met die naam van Fever Tree Consulting, wat snaaks genoeg die consultancy was wat behoort het aan Rolf en Cyril. En hulle eerste groot projek was om die departement van binnelandse sake reg te ruk. Die turnaround regryk aksie daar en ek het dit vir 2,5 jaar gedoen. Ek het gewerk daar in kommunikasie. Was ook ongelooflike interessante ervaring, maar ek het dit nou vir omtrent so 10 jaar gedoen. Ek het nie baie daarvan gehou nie. Ek was redelik goed in my werk, maar korporatiewe wêreld is nie 'n plek waar ek baie gemaklik was, waar ek nie baie gemaklik gevoel het nie. En ek is toe nou terug journalistiek toe Vrye Weekblad weer op die been kom as hierdie digitale publikasie by Arena. Maar daar's ook 'n interessante tyd gewees wat jy die woordvoerder was van die Pastoriese in daai tyd wat Oscar se verhoor aan was. Ja. Dit moes seker, ek weet nie, 'n helse uitdaging gewees het. Ja, as ek terugdink daaraan, ek weet nie heeltemal hoekom ek ja gesê het nie. Ek dink dit het vir my gevoel na 'n uitdaging, dit het gevoel na, ek was toe nou in die wêreld van kommunikasie, ek was nie 'n joernalis nie, en om so 'n groot job te doen, wat so hoë profiel gehad het, was die grootste media storie in die wêreld op 'n tyd, wat mense ook nie eintlik verstaan nie, want dit was so ongelooflike overhyped maaltyd. Maar ek het dit gedoen vir, hoe lank het daai aangegaan? Ek moes vir jou gesê, ek is nie goed met tyd nie, maar dit was lank. Ek dink dit was 2 jaar wat daai hofsaak aan die gang was. Of baie naby aan 2 jaar, die hele proses wat ek betrokke was van begin tot einde. Dit was 'n baie eienaardige tyd in my lewe. Ek het baie van die Pastorius familie gehou en ek was bly ek kon vir hulle help.
Maar dit was 'n terrible job. Ek het gevoel soos 'n vis uit water want jy weet ek is eintlik in wese joernalis en nou is ek so half die persoon wat hierdie hele proses moet manage en dit was onmoontlik om dit te manage. I mean, die storie was heeltemal buite beheer. Die belangstelling in daai hofsaak was mal. Ek het nie woorde vir hoe stresvol dit was vir my nie. Ek is daar deur met baie wyn, dis al wat ek kan sê. Ehm maar dit was traumaties om aan daai kant te wees, jy weet. En dit was 'n baie traumatiese ervaring om die hand vas te hou van 'n familie wat daardeur gegaan het. Ek praat nou nie van Oscar nie, hy was die aangeklaagde. Ek praat van die familie wat daardeur is. Ja, dit was min of meer, dink ek, die tydperk in my lewe waar ek het nie ander woorde daarvoor nie. Dit was insane. Daar het ek gesien hoe oorseese media veral en hoe ons verskil. Dit voel vir my in Suid-Afrika het ons daar nog so op 'n manier bietjie ordentlikheid, maar jy weet net hoe die oorseese media ander media hanteer. Het jy 'n soort van 'n ander blik op journalistiek gekry om van daai kant af te kyk? Jy het nou gesê dit was insane oor hoe journalistiek en die media, jy weet, van 'n ander kant af beskou. O, absoluut. Ek bedoel, ek was tot 'n groot mate baie ontnigter oor journalistiek in daai tyd. I mean, daar was 'n daaglikse direkte uitsending oor een hofsaak waar daar een kommentator na 'n ander in 'n ateljee gesit het en elke klein detail van hierdie hofsaak probeer ontrafel het. Dit was feeding a beast. Dit was nie vir my journalistiek nie. Daar was 'n monster wat gevoed moes word. 'n Monster van 'n publiek wat absoluut elke detail wou hoor. En geen detail was klein genoeg om nie opslae te maak nie. En dit was vir my as 'n joernalis totaal skrikwekkend. Ek was ontnigter daarna. Ek kon nie glo wat gebeur nie. I mean, ons vergeet hoe groot hierdie hofsaak was. Ons afgestap daar na die hof toe en daar was net uitsendings, daar was outside broadcast units sover as wat jy oog kon sien. Elke internasionale uitsaaier het van daar af uitgesaai. Daar was honderde joernaliste. En om dit te probeer om van die familie se kant af te probeer om daai narratief net om te sê my enigste job, ek het van die begin af gesê al wat ons doen is ons bly net stil. En soms was dit nie moontlik nie en dan het ek gesê vir oom Arnold gesê dat jy moet maar iets sê dat ons net bietjie die druk kan afhaal. Maar in terme van journalistiek ek was so ontnigter oor wat ons doen of wat oor journalistiek in daai tydperk. Net 'n laaste vraag oor die Oscar ding. Ek onthou in daai tyd en ek dink dit het jou nogal ontstel en ek onthou jou reaksie, maar was daar selfs 'n storie sonder om nou 'n waardeoordeel te vel oor Oscar, maar daar was selfs 'n storie dat hy, ek weet nie waar die mense daaraan gekom het nie, maar dat hy 'n drama klasse gehad het om te perform in die hof. Jy weet, sulke tipe goed. Ja, ek bedoel dit is jy weet dan presies, dis 'n goeie voorbeeld. Ewe skielik is daar 'n storie wat van nêrens afkom wat heeltemal van alle waarheid ontbloot is en ek sit aan die ander kant, ek weet dis nonsens, ek weet dis 'n leuen. Maar jy kan jy weet dit was 'n moordsaak. So jy kan nie almal het altyd gesê jy is nou die spindokter, jy moet nou die ding regpraat. Jy kan nie, dit is 'n hofsaak en die hofsaak moet voortgaan en die hofsaak moet sy gang gaan. Wie is nou mal genoeg om dit te wil probeer spin? Jy kan hoor ek raak sommer weer kwaad as ek daaroor praat. Maar dit was onmoontlik met die tipe belangstelling wat daar was. Dit was mense het so half geval van een mal krisis, van een mal leuen, van een opgemaakte ding tot 'n volgende en dit was absoluut uitmergelend.
Jou boek Haast wat vir 'n Sunday Times Ellen Peyton prys benoem is. Dit gaan oor transito rooftogte in Suid-Afrika. Dit is 'n verstommende boek. Die goed wat mens lees hoe dit werk en so aan hoe georganiseer dit is. Hoe daai boek gebeur of hoe dit oor jou pad gekom. Dis so snaaks. Ek het op 'n dag 'n oproep gekry van iemand van Penguin, iemand wat baie goeie vriend van my geraak het, Meld. En hy het vir my gesê ons wil graag hê jy moet 'n boek skryf en hulle het vir my 'n paar opsies gegee, hulle het 'n paar idees rondgegooi. En een van die idees was hierdie idee van transito roof en ek het nog altyd belang gestel daarin. En die ander goed, daar was onder andere 'n storie oor byvoorbeeld boerevernekers wat ek weet iemand anders later geskryf het. En ek het nie belang gestel in dit nie, maar dit het vir my nogal getikkel want dit het al die elemente van dinge wat ek in belang stel. Ek stel belang in misdaad en ek stel belang in hoe dinge in mekaar steek en ek het nog altyd om een of ander rede belang gestel in transito roof. En toe het ek ja gesê om die boek te skryf. En dit was ook een van daai dinge wat in die lewe gebeur wat jy nie kan glo uiteindelik hoe dit gebeur het nie, want toe die boek uitkom, toe is daar ewe skielik, letterlik in daai maand wat die boek uitkom, is daar hierdie ontploffing van transito roofte. En ewe skielik is hierdie boek nie net 'n boek nie, en is dit ewe skielik hierdie kommentaar op 'n ding wat die hele land aangegryp het. Ek weet nie of jy dit onthou nie, ek dink dit is nou 8 jaar gelede wat die boek verskyn het. Daar was ewe skielik, en dit is nou ewe skielik gebeur het gereeld, maar daar was hierdie in Boksburg, onthou ek, ewe skielik in die middel van die stad, was daar hierdie transito roof waar hulle transito vans opgeblaas het, en daar was mense in swart uniforms met outomatiese gewere, wat in die middel van 'n opgeboude gebied besig is om te skiet. En dit was so eienaardig, want hier kom hierdie boek uit, en ek het gedink, well, 'n paar mense gaan miskien belangstel in die boek. En toe ewe skielik was dit hierdie fenomeen, nie die boek self nie, maar hierdie transito rowe was ewe skielik 'n fenomeen. En ek onthou, in daai eerste 2 weke van wat die boek uitgekom het, het ek 96 onderhoude gedoen, op radio en televisie, en vir verskillende publikasies, en so, toe verkoop die boek nogal goed. En ja, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar dit was baie lekker dat dit gebeur het, in die sin dat die boek het toe nou, mense het toe nou die boek gelees, in plaas van dat dit saam opeindig op 'n uitverkoping teen 50% vir die wat nie verkoop is nie. Was daar vir jou interessante of verrassende dinge oor transito rooftogte? Georganiseerde misdaad is my absoluut fascinerend. En dit is soort van daai tyd die kruin van jou misdaadloopbaan gewees om 'n transito rower te wees. Ja, ek bedoel, ek het dit absoluut fascinerend gevind, en ek vind dit in terugskouend nog meer fascinerend, want dit was die eerste manifestasie regtig van die tentakels van georganiseerde misdaad in Suid-Afrika. En sedertdien in die afgelope 8 jaar het georganiseerde misdaad se tentakels net dieper en dieper begin intrek in ons samelewing. En dit is alles vir my, in my kop en in my verstaan van hoe dit werk, is die transito gangs en die transito netwerke was die begin van hierdie geweldige ontploffing van georganiseerde misdaad. As ons nou kyk na, ek weet nie, ons praat van ontvoerings. Ons praat, mens kan nie glo dat ons in 'n land lewe waar mense ontvoer word, en dit maak nie eers meer 'n nuus storie nie. So as mens nou terugkyk, dan besef ek dat daai goed waaroor ek geskryf het en wat ek probeer verstaan het in my boek, alles verduidelik oor wat na dit gekom het, want die ontvoerings wat ons nou sien, en al hierdie dinge is gebou op daardie netwerke. So as jy vir my vra wat my verstom het daarvan, wat my verstom het was hoe georganiseerd dit was, hoe ongelooflik maklik dit was, oor hoe maklik hulle dit gedoen het en hoe min mense ooit vervolg is daarvoor. Ek onthou wat my die meeste geskok het, is dat ek het een keer vir iemand gevra wat in een van hierdie transito gangs was, why do you do it? To say, because it's easy.
kans dat jy gevang word is min of meer niks. En dit was die begin van wat ons nou sien, waar georganiseerde misdaad Suid-Afrika in 'n wurggreep het en ons staan min of meer hulpeloos. Want daar is eenvoudig hierdie underworld wat baie effektief en baie goed werk. Kom ons praat bietjie oor Vrye Weekblad. Jy het nou gepraat toe Vrye Weekblad weer herleef het by Arena Holdings en later is dit toe nou onafhanklik uitgegee. Dit het vir my gelyk as 'n joernalis wat van buite af kyk of jy dit geweldig geniet het. Dit was ontsettend opwindend. Dit was verskriklik opwindend. En ons was ook weer 'n lekker klomp mense. En dit was baie lekker aan die begin toe ons by Arena begin het, want hulle was baie opgewonde oor die projek. Maar ons het ook so half, dit was so half DIY, ons was 'n klomp mense. Ek onthou, ek het die eerste paar weke het ek en Adri Kotse wat baie closely met my gewerk het ons so half op 'n papiertjie die stories uitgeskryf en dit was alles so doen dit self DIY aan die begin. En dit was verskriklik lekker en ek dink ons het baie lekker stories gedra en dit was baie sad toe dit tot 'n einde kom by Arena. Ek dink Arena het 'n fout gemaak om dit toe te maak, want ek dink ons was net op die punt om in 'n ander rigting te gaan. Ek dink ons was net op die punt om daai draai te maak. En natuurlik toe hulle dit nou toemaak, en daar kom nou hierdie offer van 'n ander persoon om dit te befonds, moes ons weer half begin van nêrens en weer van voor af begin lesers opbou en van voor af begin subskripsies opbou. So ek dink Arena het 'n fout gemaak om ons toe te maak at the time, en ek dink as hulle net vasgebyt het vir nog 6 maande sou ons om die we would have turned the corner. En dan Vrye Weekblad 3 was ook interessant, het was baie lekker. Vir my was dit baie lekker. Ek is net so dankbaar dat ek kon terug gaan journalistiek toe, en ek was ook baie bly dat ek weer kon skryf in Afrikaans, en aanvanklik was dit vir my so moeilik. Ek onthou in die begin het ek so gesukkel om in Afrikaans te skryf. Aanvanklik het ek my goed in Engels geskryf en dan vertaal, en ek kon nie meer in Afrikaans dink nie, ek kon nie meer in Afrikaans skryf nie. Maar as dit nie vir Vrye Weekblad, kom ons noem dit maar 2 en Vrye Weekblad 3 was nie, het ek nooit weer geleer om Afrikaans te skryf nie. So ek is bitter dankbaar vir daai ervaring, en nou het ons binneland, en binneland sou nie moontlik gewees het as Vrye Weekblad dit nie moontlik gemaak het nie. Benewens nou Arena Holdings en maar Vrye Weekblad 3, hoekom moes dit sluit? Is die mark te klein of wat is die rede? Ek dink dis 'n baie niche mark. Ek dink die tipe goed wat ons geskryf het is miskien is nie hoofstroom nie. Ek dink die Afrikaanse mark is klein en ek dink die mark daarvoor is klein. Ek dink die tyd vir daai tipe lang vorm skryf is miskien verby. En ek dink dat ek dink daar was 'n groot rede hoekom Vrye Weekblad 3 gesluit het, en dit is omdat die persoon wat die befondsing gedoen het op 'n betaal het, en daar was nie 'n keuse nie. Ons kon nie aanhou werk sonder betaling nie. Maar die vraag is, hoekom kon ons nie genoeg geld maak om op ons eie voete te staan nie? Dit is eintlik die vraag. So ek is nie seker of dit moontlik is om sonder, as mens nie op 'n baie klein shoestring, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, maar soos ons op by binneland nou werk, met 'n baie klein begroting en baie versigtig en baie min geld vat vir onsself. Ek weet nie of dit moontlik is om so 'n niche publikasie te laat werk nie, want daar is nie meer advertensies nie. En ek bedoel op 'n groter vlak sien ons groot operasies soos Netwerk en Media24 sukkel op dieselfde manier. So as 'n groot mediahuis soos Media24 en al die mediahuise sukkel. Ek bedoel Arena is in die moeilikheid, Independent is in die moeilikheid. As groot publikasiehuise, mediahuise dit nie kan maak nie, is die kans dat 'n klein niche publikasie soos Vrye Weekblad dit maak min of meer
Nul. En ons het toe ons daai pivot gemaak het na binneland toe en ons het gesê ons gaan nuusbriewe doen en ons doen dit vir ons doen dit vir die hart. Ons doen dit nie, ons maak nie geld nie. Ons doen dit vir ons hart want ons wil aanhou hierdie tipe goed skryf in Afrikaans en ek wil aanhou om 'n Sondagbrief te skryf. Ek wil aanhou skryf oor daai dinge in my hart. Wil ek skryf vir die byna 6000 mense wat nou by ons geregistreer het. Maar jy gaan nie geld maak nie. En ons moet baie versigtig werk met ons geld om ons platform te kan bekostig, om die tegniese mense te kan bekostig, want ons werk op 'n Amerikaanse platform, wat ons elke week moet ons iets anders verander om dit te laat werk, want dis nie heeltemal gebou vir ons nie. So, om jou vraag te beantwoord, ek dink Vrye Weekblad het dit nie gemaak nie, omdat die media in die moeilikheid is, maar omdat ons ook die Afrikaanse mark is klein en die mark vir binne daai klein mark is die mark vir iets so uniek, daai unieke stem nog kleiner. Maar jy het nou die dag geskryf, jy het nou genoem 6000 intekenare. Dit gaan goed met binneland. Ja, ons het 6000 geregistreerde lesers, hulle is nie almal intekenare nie, sadly, maar baie van hulle is. Dit gaan baie goed met binneland. Ek is verbaas oor waar ons staan. Ek is verskriklik dankbaar, want ons gaan dit maak. Ons gaan dit maak. En ons groei. Ek is so obsessief elke oggend, dan gaan ek so in op ons platform en dan ek het so 'n klein tab en dis analytics, dan gaan kyk ek en dan sien ek daar's nog 10 mense wat geregistreer het of daar's nog 20 mense. En dit raak al hoe meer. Ek dink ons moet baie versigtig wees. Ek dink die hele nuusbrief konsep, die konsep, daar's ook veranderinge wat aan die gebeur is in mense se koppe. Ek weet nie of daai manier van iets in mense se inboxe te kry of dit vir ewig gaan werk nie. Maar vir nou werk dit en ons het baie opwindende dinge wat ons beplan. Ons beplan 'n papierweergawe van binneland, 'n jaarlikse publikasie wat gaan baie lekker wees en ons is werk aan 'n paar baie lekker events, geleenthede. Alles natuurlik op ons manier, klein en beskeie, maar opwindend. En ek glo regtig ons gaan dit maak. En ek dink regtig daar is nog daai mark vir wat binneland, die mark vir binneland is groter. Ek dink is ten minste dubbel so groot as wat ons nou is. Dit klink regtig baie opwindend en ja, die media landskap in Suid-Afrika op die oomblik, omtrent elke mediahuis lê nou mense af van ANC uit tot Media24 en selfs Novus. Kom ons praat net gou 'n bietjie oor hierdie debat in die Afrikaner geleedere en oor Afrikaners en binne Afrikaners. Ek dink jy het dalk 'n unieke perspektief omdat jy eintlik Engels soort van groot geword het. Al is jy Afrikaans, maar jy's ook 'n stigterslid van Afrikaners vir Suid-Afrika. Wat maak jy van die debat op die oomblik en hoekom is 'n organisasie of 'n groepering soos Afrikaners vir Suid-Afrika nodig, dink jy? Ek is nie 'n stigterslid van Afrikaners vir Suid-Afrika nie, maar ek was een van die 48 mense wat die brief, die aanvanklike brief onderteken het. En ek is dus vir my baie duidelik hoekom ons dit moes doen. Want daar was hierdie narratief wat besig was om pos te vat. Dat wit Afrikaans sprekende mense word op 'n ander manier te nagekom as wat die res van die land te nagekom word. Ek het met my swart vriende het vir my gevra, wat op aarde gaan nie aan? Ek verstaan nie wat hier aan gaan nie. Ek weet, AfriForum en die mense sê nou, daar was nooit 'n narratief oor 'n wit volksmoord nie. Dit is nie waar nie. Of hulle dit nou gesê het in soveel woorde en of hulle dit net ge-encourage het, dit maak nie saak nie, dit was die narratief. Die narratief was, Afrikaners word geteiken en is nie veilig nie en word uitgemoor. Dit was die narratief. En ek kom van 'n plaas af. Ek verstaan die vrees van landelike veiligheid. Ek weet van sit op 'n plaas in die aand en luister vir die honde wat blaf. Ek het verskriklike groot understanding van die vrees en ek het 'n geweldige sterk
opinie oor plaasmoorde. Maar dit is nie uniek in Suid-Afrika nie. Dit beteken nie daar word een spesifieke klein deel van die demografie van Suid-Afrika word spesifiek geteken nie. Ons bly in 'n geweldige, gewelddadige land met 'n groot misdaadsprobleem. Ek dink is net arrogant om te sê dit is net mense op plase of net Afrikaners wat geteken word, is nie waar nie. En so ek sê nie dit is nie 'n probleem nie. Ek sê nie dit is nie iets waaroor ons bekommerd moet wees nie. Natuurlik moet ons daaroor bekommerd wees en ek verstaan dit beter as meeste mense dat die vrees van op 'n plaas bly is 'n terrible ding. En die vrees van enige moord in hierdie land is 'n skrikwekkende moord. Een van die eerste stories wat ek geskryf het vir Vrye Weekblad, wat opgeneem is in 2 boeke, is die vrees wat ek gehad het van my ouers wat op 'n plaas bly en wat ons vir hulle 'n hok geswys het op sodat hulle het letterlik in die aande in 'n hok, 'n toegesluite hok geslaap. Hulle slaapkamer was 'n hok. Maar ek dink ons moet net eerlik wees en dit is waar ek baie sterk voel hieroor. Ek dink nie dis waar hierdie narratief nie en ek dink dit is onregverdig en quite frankly dit is 'n swak argument. Suid-Afrikaners, ons kry almal swaar. En ek definieer myself, ek kan myself nie definieer in terme van my vel nie en in terme van die taal wat ek voorlief is nie. Ek is deel van hierdie land. Ek is deel van 'n land van mense. Ek het gepraat oor hierdie connection wat ek voel aan die Oos-Kaap. Ek voel 'n connection aan Suid-Afrikaners. Ek voel nie 'n connection aan my vel of aan die taal waarvoor ek lief is nie. Frederik van Dijk het, dink ek, onlangs geskryf en gesê in 'n onderhoud wat ek ook met hom gedoen het, dat eintlik is die volksmoord dinge strooipop wat Trump opgerig het en dat dit eintlik 'n relativering is soos van 'n All Lives Matter teenoor Black Lives Matter storie. Wat maak jy daarvan? In terme van hoe ek myself sien. Ek sien myself as deel van hierdie land en ek sien myself as deel van hoeveel is ons 68 miljoen mense. Ek is ongelooflik hartstogtelik lief vir Afrikaans. My vel is wit, maar ek kan myself nie definieer in terme van my wit vel en my kulturele gemaklikheid binne 'n Afrikaanse gemeenskap nie. Dit is nie al wat ek is nie. En as dit alles wat jy is, as jou enigste verwysingsraamwerk is dat jy wit is en dat jy Afrikaans praat, dan sit ons nie langs dieselfde vuur nie. Hoe voel jy oor verganklikheid en die dood? Ek het baie gesit met die dood, die afgelope paar jaar. My een boetie se klein dogtertjie is dood en toe is my ouers dood en baie onlangs is my broer se seun dood. 'n Paar weke gelede is my een boetie se seun dood in 'n karongeluk. So ons het baie met die dood gesit en ek dink in my brief 2 weke gelede geskryf oor hoe ek besef het dat die enigste manier om regtig te lewe is om vrede te maak met die feit dat dit gaan eindig. En my klein boetie Mike is 50, hy's uit Parkinson's, hy's gediagnoseer met Parkinson's en ek en hy spandeer baie tyd om te praat oor die dood. En dis 'n ander ding om te praat oor die dood as mens 70 is, as wat mens 50 is en jy het nog klein kinders. Maar ek raak al hoe meer gemaklik met die gedagte dat mens net kan lewe en om die dood te verstaan is om te verstaan hoe om te lewe. Ons kan, as jy lewe met die gewete dat alles wat ons nou het gaan eindig, dan sien jy dit op 'n manier as die voorreg wat dit is. Ek dink ook die ding wat ek besef het met my ouers se dood en ek was verstom oor hoe swaar dit vir my was. En dis 'n bietjie van 'n kliseë, maar dit is ook baie groot waarheid soos meeste kliseës is dat as mens regtig swaar kry en seer kry, die diepte van daai swaar kry beteken dat die liefde ook groot was.
jy gaan nie sad wees en swaar kry oor 'n verlies as daar nie iets wonderliks was wat jy verloor het nie. Annelise, jy's 'n baie nuuskierige mens, jy het dit nou genoem ook, maar wat verveel jou? Wat is vir jou oneindig oninteressant? Ek het al daaroor geskryf. Ek is verskriklik verveeld met small talk. Ek hou nie van koetjies en kalfies nie. Ek weet koetjies en kalfies het hulle plek. En ek weet om te praat oor die weer is 'n wonderlike ding as mense in die ry staan by binnelandse sake. Is dit 'n manier om met mense te connect en ek maak small talk met baie mense omdat dit 'n manier is om met mense te praat, maar ek raak baie verveeld met mense wat nie dieper dink nie. Wat nie belangstel in dieper goed nie. Ek bedoel hierdie gesprek op die oomblik in Afrikaner geleedere. Ek vind dit baie ontstellend, want dit voel vir my asof ons in 'n vallei staan en ons staan op 'n kraans en jy skree jou naam en jy hoor jou naam terugkom en dit gebeur net aanhoudend en daar is geen diepere gesprek hieroor nie. Daar's geen diepere gesprek nie. Dit is 'n vingerwysery en 'n heen en weer geskreeery. Ek moet sê dit verveel my. Daar's 'n dieper conversation wat hier moet plaasvind. Daar's 'n dieper gesprek oor waar ons pas in hierdie land. En die voorreg, weet ek ry af Kaap toe en ek dink aan die moeilikheid in hierdie wêreld. En ek dink aan hoe dankbaar ons kan wees dat ons bly in hierdie land waar ons bly. Wil jy nou in Europa bly? I don't think so. Wil ek nou in Amerika bly? I don't think so. Ek is so dankbaar dat ons bly waar ons bly en ek dink ons kan diep dankbaar wees dat ons Suid-Afrikaners is. En ek raak verveeld met hierdie gesprek wat nie 'n gesprek is nie. Waaroor is jy spyt? Ek is oor twee goed spyt. Ek is spyt dat ek het die kans gehad om te gaan studeer by Harvard na die waarheidskommissie. En ek is spyt ek het dit nie gedoen nie, maar ek is ook okay daarmee because ek dink my lewe sou dan op 'n ander traject gewees het en ek is baie happy met wat gebeur het. Maar ek bedoel dit sou 'n interessante ding gewees het en die ander ding waaroor ek spyt is, ek is baie spyt dat ek in my ma en my pa se laaste jare dat ek so hard gewerk het en dat ek met tye baie ongeduldig was met hulle. Ek het baie sadness en spyt oor ek ongeduldig was met my ma in haar laaste jare. Maar ek dink ook dis 'n ding wat almal het. Ek dink dit is ook maar deel van daai proses waar jy in die oomblik besef jy nie die belangrikheid van die oomblik nie. Maar verder is ek nie regtig spyt oor baie dinge nie. Ek dink ek het 'n baie lekker lewe gehad en ek het nog steeds 'n baie lekker lewe en ek is baie bevoorreg. En waarop is jy trots? Ek is trots op my dogter. Ek het een kind en ek is baie trots dat ek reg gekry het om 'n kind te hê wat se kop reg aangeskroef is en wat nie van die pad af gedwaal het nie en wat met wie ek 'n baie nabye en close relationship het en sy is die trots van my lewe. Ek is baie trots op haar. Maar ek is trots op ons verhouding. Ek is trots op die feit dat ek 'n funksionele verhouding het met my kind. Annelise Burgess, baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels. Dit was geweldig interessant en baie insiggewend. Baie dankie. Dankie dat jy saamgeluister het. Daar is elke Dinsdag 'n nuwe gesprek met ons land se nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Onthou om die follow-knoppie te druk en as jy die gesprek geniet het, 5 sterre te gee. Kom gesels elke Dinsdag, Land en Sand.